Goeiemiddag dames en here. Ek is David van der Berg. Is by PricewaterhouseCoopers en Private Company Services. Kyk ek na die tax span. Nou, hulle het my gevra om vandag bietjie met julle te praat oor die basiese reëls ten opsigte van belasting in Suid-Afrika, spesifiek ten opsigte van entrepreneurskap, die begin van besighede, wat 'n ou in ag moet neem, want 'n ou begin altyd as jy 'n besigheid begin jy met 'n sakeplan. En in daai sakeplan gaan jy sekere sommetjies maak om te bepaal of hierdie besigheid winsgewend gaan wees, gaan jy geld maak. En as jy byvoorbeeld 'n klein foutjie maak soos om te vergeet dat jy eintlik 14% BTW moet charge, dan gaan jou sommetjie 14% uitwees. Julle sal sien, al my slides is in Engels, en omdat ons maar in Engels praktiseer, moet julle my asseblief vergewe dat ek so dan en dan oorslaan in Engels, as ons praat oor van die tegniese terme. So vandag het ek gedink, ons gaan 'n bietjie kyk na direct en indirect taxes, hoe ons taxable income, jou normal tax liability en jou totale belasting liability bereken. Ons gaan 'n bietjie kyk na registrasie, wanneer moet jy registreer en ook 'n bietjie agtergrond van die belastings. Dan goed wat taamlik van nut vir julle kan wees, die turnover tax system en dan small business corporations. En dan die laaste 2 of 3 slides wat ek het, is net, ek het net gesit en gedink, goeters wat mense my altyd vra, wat ek weet daarmee gesukkel word, gaan ons net op 'n bullet point basis net deur al daai aspekte hardloop. Okay, so die verskil tussen direkte en indirekte belasting is dat direkte belasting betaal ons op jou belasbare inkomste direk. Met ander woorde, jy gaan sit, jy kyk wat is jou inkomste, jy kyk wat jou uitgawes, daar's 'n manier en 'n sommetjie waarvolgens jy die belasting betaalbaar bereken, dis direk. 'n Indirekte belasting is byvoorbeeld BTW wat jy betaal op die lewering van goedere en dienste. Normal tax of gewone inkomstebelasting word gehef op alle persone, okay, natuurlike persone, maatskappye, BK's, enige ander entiteit, soos 'n trust, soos 'n body corporate, al daai entiteite, maar nie op partnerships nie. Vennootskappe in Suid-Afrika kyk ons deur van 'n belasting oogpunt af. Dit beteken, elke een van die vennote in daai vennootskap word belas op 'n persentasie van die vennootskap se winste. Okay, ons betaal jaarliks inkomstebelasting elke jaar. Vir natuurlike persone skryf die wet voor dat jou jaareinde einde Februarie sal wees. Dis ook so vir trusts. 'n natuurlike persoon in 'n trust kan nie 'n ander jaareinde hê nie, maar 'n maatskappy se jaar van aanslag vir belastingdoeleindes eindig op dieselfde dag as sy finansiële jaar. En daarom kan jy dit Junie maak, jy kan dit Desember maak, jy kan dit Augustus maak. Dit maak nie saak nie. Ons het ook skenkingsbelasting. Nou, hoekom skenkingsbelasting belangrik is, veral in ons omgewing waar ons sakemanne is wat begin om goed aan mekaar te sit, en aan die begin en eintlik reg deur is kontantvloei maar 'n groot issue. So 'n ou moet die heeltyd dink waar jy goed heen kan rondskuif om jou belasting te verminder. Nou wat met skenkingsbelasting gebeur is, die idee daar agter is doeteenvoudig, laat ek nie belasting kan ontduik nie. Byvoorbeeld, ek het 'n besigheid en ek moet 10 miljoen rand se belasting in 'n jaar in daai besigheid betaal. Nou vat ek helfte van daai besigheid en ek gee dit vir my 18-jarige seun, want sy marginal tax rate is baie laer as myne. En so ontduik ons belasting. Die ander deel daarvan is, dit help nie net voor ek doodgaan, want as ek doodgaan, gaan ek boedelbelasting van 20% betaal, daar's 'n paar uitsluitings en kortings. Daai 20% word bereken op al die bates in my boedel. Nou net voor ek doodgaan, as ek voel ek begin so 'n lastige hoesie ontwikkel, vat ek al my bates en ek gee dit vir my seun. So die dag as daai hoesie nou
tot rus te kom en ek is nie meer hier nie, dan betaal ek geen boedelbelasting nie. So, wat gebeur is, dis as daar 'n gratuitous transfer of wealth is, en ek betaal dit teen 20%, wat dieselfde koers is as boedelbelasting. Ons het hierdie laaste paar jaar, ons het op 'n stadium eintlik net een withholding tax gehad, 'n terughoubelasting. Nou 'n terughoubelasting is eintlik maar net 'n meganisme om belasting wat aan die fiskus toekom te verhaal. Okay, dit skep nie 'n belastingplig nie, dis net 'n meganisme om dit te verhaal. Paar jaar terug het ons net 'n withholding tax op royalties gehad. Ons het nou 'n hele paar ander en ek kan hulle net vir julle sê, dis belangrik dat julle dit weet, want ek weet van mense wat al vingers verbrand het. As jy 'n onroerende eiendom wat geleë is in Suid-Afrika aan 'n non-resident verkoop, met ander woorde iemand wat nie 'n Suid-Afrikaanse belastingbetaler is nie, is daar 'n glyskaal waar volgens jy belasting moet terughou en aan die ontvanger oorbetaal. Foreign entertainers en sportspersons, dit beteken as iemand soos David Beckham Suid-Afrika toe kom en hy loop vir 'n halfuur kaal bolyf op Ellis Park rond en hy kry R5 miljoen daarvoor, dan is hy belasbaar in Suid-Afrika en die mense wat hom betaal moet iets daarvan terughou. Daar is ons royalties. Dit mag dalk van toepassing wees op van julle, want jy kan byvoorbeeld 'n franchise hê van iemand wat nie 'n Suid-Afrikaanse belasting resident is nie. Dan as jy daai withholding, as jy die royalty betaal van R100, gaan jy 15% daarvan moet terughou. Gaan kyk net na die double tax agreement met daai land, want dit kan die 15% dalk verminder. Ons het ook nou, as jy rente betaal aan 'n non-resident, byvoorbeeld, jou ryk ouma in Londen het vir jou R1 miljoen geleen om jou besigheid te begin en jy moet daar rente betaal. Die oomblik wat jy daai rente betaal, is daar ook 'n withholding tax op daai rente. Hulle praat nou al 'n hele rukkie oor technical service fees. Dit is nog nie in plek nie en dit klink my dit gaan ook nie gebeur nie. Daar's te veel mense wat daarteen skop. En dan natuurlik dividende. Nou ons gaan nou 'n bietjie praat oor dividende en is eintlik baie belangrik want is een van die beginpunte van ons besluit oor hoe struktureer ons besigheid. Operate ek as 'n sole proprietor, stig ek 'n maatskappy, hou ek die aandele in die maatskappy, hou my trust die aandele in die maatskappy en dan moet 'n ou baie mooi verstaan dat as 'n Suid-Afrikaanse maatskappy 'n dividend verklaar, gaan hy 15% dividend tax betaal op die dividend. Dit beteken dis 'n belasting wat jy gaan betaal voor jy winste uit daai maatskappy uit in jou broeksak steek en vir jou sjokolade gaan koop. As 'n Suid-Afrikaanse maatskappy aan 'n ander Suid-Afrikaanse maatskappy 'n dividend betaal, is daar nie dividendebelasting nie. Maar wel as daai ontvangende maatskappy dit weer aanverklaar na iemand wat nie 'n Suid-Afrikaanse maatskappy is nie, dan vang ons dit op daai stadium. So, met ander woorde, as 'n maatskappy aan 'n individu betaal, gaan hulle 15% betaal. As 'n maatskappy aan 'n trust 'n dividend betaal, gaan hulle 15% betaal. Okay, so hierdie wat ek nou vir julle gaan wys is basies die berekening waar volgens ons iemand wat 'n Suid-Afrikaanse resident is vir belastingdoeleindes, se belastingaanspreeklikheid gaan bereken. Nou dis 'n baie belangrike ding wat ek sê, as ek sê iemand wat resident is van Suid-Afrika. Jy is tax resident in Suid-Afrika, as jy ordinarily resident is in Suid-Afrika. Met ander woorde, jy bly hier, jy het 'n huis hier, al dis die plek waartoe jy, die hofsaake sê, where you will return from your natural wanderings. Met ander woorde, jou hond is hier, en jou kat is hier, en jou kinders, en jou vrou, en jy het 'n bankrekening, en jy is 'n lid van Discovery, dan is jy Suid-Afrikaanse tax resident. Daar is 'n ander stel reëls wat ook gaan oor die hoeveelheid dae wat jy in die land is, maar daai reëls geld nie as jy ordinarily resident is nie. Nou, Suid-Afrikaanse belastingbetalers word belas op hulle wêreldwye inkomste. Dit beteken dat al het jy aandele
in 'n maatskappy in Amerika en daar word 'n dividend betaal. Daar is sekere reëls, ons gaan nou nie te tegnies raak nie, maar dan gaan daai dividende gaan ingesluit word in jou bruto inkomste, want bruto inkomste is waar ons begin met ons berekening. Dis al die bedrae, amounts received in cash or otherwise, not of a capital nature. So dis enigiets, dis alles. Dit is as jy 'n salaris kry, dit is as jy 'n trekking uit jou besigheid maak, dis as jy 'n dividend ontvang, dis as jy rente ontvang, dis as jy huur ontvang, alles. As dit cash, as dit 'n receipt of accrual in cash or otherwise, not of a capital nature is, sluit ons dit in bruto inkomste in. Vir ons om te bepaal of iets kapitaal van aard is of nie, want onthou as iets kapitaal van aard is, gaan daar kapitaalwinsbelasting op betaal word. Dan sluit ek dit nie by bruto inkomste in nie, ons sluit dit op 'n latere stadium in die berekening in. Nou iets is kapitaal van aard, soos byvoorbeeld wanneer ek van 'n belegging verkoop, dit sal kapitaal van aard wees. Maar as dit my besigheid is, ek is 'n stockbroker, en ek trade in aandele en ek verkoop 'n belegging, dan gaan dit gross income wees. Kapitaal beteken, ek hou dit om inkomste mee te genereer. Die howe is baie lief daarvoor om te praat van die boom en die vrugte. Die boom is 'n kapitale bate en die vrugte is inkomste. Iets sal revenue van aard wees, wat die teenpool vir kapitaal is as jy trade, as if you have embarked on a scheme of profit making, dan gaan jy inkomstebelasting betaal. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. En dit is nogal 'n taamlik, dis 'n baie feitelike ondersoek, maar hier is 'n baie basiese voorbeeld. Kom ons sê, jy koop 'n meentuis as 'n belegging. 2 jaar van nou af verkoop jy hom en jy maak R200,000 wins. Wie kan vir my sê of dit kapitaal of inkomste van aard gaan wees? Daai gaan kapitaal van aard wees. Hoekom? Want die fisiese meentuis was die boom. Ek het hom gebruik om huurinkomste, die vrugte, te kry. Okay? Maar nou gaan ek en ek sien, jessie, maar hierdie is dis nogal nou eintlik 'n lekker manier om geld te maak, en ek gaan en ek koop vir myself nog 5 meentuise, en oor die volgende 3 maande verkoop ek hulle af en ek maak R1 miljoen se wins. Dink julle dit is kapitaal van aard, of dink julle dan het ek embark on a scheme of profit making? Jy gaan heel moontlik gaan die howe bevind, jy het bedoel om wins te maak. Okay, so hou dit net in gedagte asseblief. So as ons bepaal het wat jou bruto inkomste, dan trek ons sekere exempt income af, dis byvoorbeeld dividende. Suid-Afrikaanse dividende is exempt. Hoekom? Want jy het reeds 15% daarop betaal. Dit gee vir my inkomste, dan vat ek daai inkomste en ek trek deductions en allowances af. Deductions in ons inkomstebelastingwet is daar 'n klomp spesifiekes, maar die grootste een is ons general deduction formula, wat maar basies sê, enige uitgawes wat ek aangaan in die voortbrenging van inkomste, wat nie van kapitaal van aard is nie, kan ek aftrek. Dit is ook 'n vereiste, dat ek die geld moet aanwend in the furtherance of a trade. So daar is ook 'n trade requirement. Allowances is waar jy byvoorbeeld 'n kapitale uitgawe aangegaan het, met ander woorde, ek het vir my 'n stuk masjinerie gekoop, okay, dis kapitaal van aard, want dis 'n kapitale bate, maar die wet gee vir my 'n sekere allowance en sê, jy kan hom nie heeltemal in 1 jaar claim as 'n aftrekking nie, jy gaan hom claim oor 5 jaar. Byvoorbeeld 'n motorvoertuig, is die capital allowance is 20% per jaar, met ander woorde, jy skryf hom af oor 5 jaar. Nou dis 'n baie belangrike sommetjie, want as jy jou besigheidsplan doen, gaan jy moet in jou projections, en as jy nou regtig jou wins wil uitwerk in jou cash flows, gaan jy presies moet weet wat se bates gaan oor 'n paar jaar afgeskryf word, want dit gaan 'n impak hê op wat jou belasbare inkomste is, en ultimately
wat jou belasting betaalbaar is. Daarna kan jy 'n aangeslaane verliese aftrek. Nou wat 'n aangeslaane verlies is kom ons sê ek het hierdie jaar inkomste van R100, maar my uitgawes is R150. Met ander woorde, my uitgawes oorskry my inkomste, dan het ek 'n aangeslaane verlies van R50. Dit dra ek oor volgende jaar toe. En dit kan ek dan aftrek in die volgende jaar. Dan kom ons op die stadium waar as jy kapitale wins gehad het, dan sluit ons dit op hierdie stadium, sluit ons dit in jou berekening in. Nou daar is 'n paar reëls rondom kapitaalwins. Ek is nie 100% seker ons hoef in detail daarop in te gaan nie, maar basies wat jou kapitaalwins is ek het, kom ons sê, ek het 'n bate gekoop vir R200 en ek verkoop hom vir R400. Okay, so my proceeds is 400 en my base cost is 200, dan is my capital gain 400 minus 200, dan is my capital gain 200. Dan vat ons die 200 en ons werk uit ons kyk wat is jou inclusion rate. Nou, die inclusion rate beteken die rate waarteen ons daai gain gaan insluit in jou belasbare inkomste. Nou vir 'n natuurlike persoon is dit 33.3%. So jy gaan sê 200 maal 33.3% en vir 'n regspersoon is dit 66.6%. So 200 maal 66.6% gaan dan hier ingesluit word. Nou julle sal sien dat binne die volgende 2 jaar heel moontlik sal ons kapitaalwins insluiting gaan heel moontlik opskuif na hoër toe of na 100% toe, want daar is party lande in die wêreld waar hulle glad nie 'n onderskeid tref tussen of iets inkomste van aard is of kapitaal van aard nie. Dan is net 'n snaakse ding, ander bedrae wat ingevolge die wet ingesluit moet word. 'n vinnige voorbeeld waarna ek kan dink is artikel 8.1a wat sê dat as jy as agent van 'n prinsipaal 'n voorskot gekry het en jy het dit nie alles uitgegee in daai jaar nie, dan ag ons die verskil inkomste te wees in jou hande. Dan op daai stadium kom ons en ons kyk na artikel 18a waar jy skenkings gemaak het aan goedgekeurde public benefit organisasies, dan kom jy by jou taxable income. Dit is die bedrag waarop jy gaan belasting betaal. Dan gaan kyk ons na, as jy individu is, het ons 'n glyskaal, 'n progressiewe glyskaal, met ander woorde progressief, hoe meer jy verdien, hoe meer gaan jy betaal. Trusts betaal teen 40% en net terloops, die berekening vir 'n trust gaan 'n bietjie anders lyk, want 'n trust, okay, ons gaan nou kom by die trust. 'n maatskappy betaal teen 28%. Ons gaan nou terugkom na trusts toe, want ek weet julle gaan heel moontlik baie vrae hê oor trusts en hoe werk trust en waarop betaal trusts belasting. Dan wat jy aftrek is jou tax rebates en tax credits. Nou moenie worry oor die tax credits nie. Dit is as jy inkomste verdien het in 'n ander land en jy daar belasting betaal, dan gaan jy 'n krediet daarvoor kry in Suid-Afrika, wat nogal, dis 'n gekompliseerde stel reëls, en jou rebates geld net vir natuurlike persone. Maatskappye het nie kortings nie. Natuurlike persone se korting, julle sal sien daar's 'n primary rebate, en dan's daar 'n old age rebate, en so 'n jaar of 2 het hulle nog een ingebring, wat as jy oor 75 is, dan kry jy nog 'n korting. Dan kom jy uit by die bedrag wat die belasting is wat jy gaan betaal. Ok, so kom ons kyk gou net na wanneer registreer 'n mens vir inkomstebelasting. Jy registreer, eintlik is daai nie tegnies korrek nie, want jy registreer die oomblik wat jy inkomste verdien. Jy hoef net 'n opgawe in te dien as 'n natuurlike persoon as jy bo die threshold verdien. Nou die threshold op hierdie stadium is R66.800. Okay, so as jy meer as dit verdien, moet jy 'n opgawe indien. As jy minder as dit verdien, moet jy nog steeds registreer, jy hoef net nie 'n opgawe in te dien nie. Okay, maatskappye word geregistreer vir belasting as hulle geregistreer word by die maatskappye kantoor, en dan moet 'n ou onthou, maatskappye en natuurlike persone, weer eens, baie belangrik om 'n gedagte te hou as jy jou cashflow projections doen, want 'n maatskappy betaal voorlopige belasting.
Jy betaal nie net, jou inkomstebelastingopgawe is gewoonlik 12 maande na jou jaareinde moet jy jou belastingopgawe indien. Nou, maar ongelukkig moet ons generators koop vir Nkandla, so hulle gaan nie 'n jaar wag vir hulle geld nie. Hulle vang jou sommer in die jaar, waar in die belastingjaar betaal jy 2 keer belasting. So jy moet 'n vooruitskatting maak vir die jaar, en dan in die middel van die jaar, 6 maande, betaal jy jou eerste betaling. So jy skat, ek gaan R100 se belasting hierdie jaar betaal. Middel van die jaar moet jy tegnies gesproke R50 betaal, en op die laaste dag van die jaar die ander R50, en dan 'n jaar later as jy jou belastingopgawe indien, hopelik vir jou, dan slaan hulle jou aan vir R100 en hulle sê, maar jy het my klaar 50 en 50 betaal, so jy skuld my niks. Okay, dis in 'n ideale wêreld wat dit so werk. Dis natuurlik ontsaglik moeilik om akkuraat vooruit te skat. Want jy weet nooit of jy daai groot transaksie gaan afkom. Jy weet, jy betaal tipies hier teen die 20ste Februarie betaal jy jou voorlopige belasting, en dan op 26 Februarie kry jy 'n 10 miljoen rand kontrak. Nou het jy onderbetaal op jou voorlopige belasting en dan kry jy boetes en rentes. BTW se reël is dat as jy in enige 12 maande tydperk meer as R1 miljoen se goedere of dienste lewer of verskaf, moet jy registreer vir BTW. Jy kan ook vrywilliglik registreer vir BTW, en dit is as jy ten minste meer as R50.000 se goedere en dienste gaan lewer. Daar's nogal heelwat vereistes en ons nogal heelwat hoops waardeur jy moet spring. Wat ek vir julle wil sê van BTW, veral as jy 'n besigheid begin, is dit vat nogal 'n tydjie. Dit kan tot 3 maande vat vir jou om 'n BTW-nommer te kry. So as jy beplan om dit te doen, begin vroegtydig, gaan vir jou na 'n ordentlike adviseur toe, want as jy na 'n ordentlike ou toe gaan, vra hy die eerste keer vir jou al die inligting wat jy gaan nodig hê, hy dien dit in en jy kry jou nommer. As dit nie so is nie, soek hulle nog 'n papiertjie en hulle soek nog 'n afskrif van jou ID, maar hy's nie gesertifiseer nie, nee, maar hy's nie in kleur nie. Doen dit net van die begin af reg en kry dit, maar wees net gewaarsku, dit kan dalk 'n rukkie vat. BTW-opgawes ook baie belangrik vir jou cashflow vooruitskattings. Meeste van ons betaal BTW 2 maandeliks. Februarie, April, Junie ensovoorts. Of gelyke maande of ongelyke maande. Right? Boere byvoorbeeld kan in sekere gevalle elke 6 maande betaal, en dan as jou turnover meer as 30 miljoen is, betaal jy maandeliks BTW. Nou, net op BTW-opgawes, wat ek net wil sê is, jou maand eindig, kom ons vat Mei, 31 Mei eindig jou 2 maande se BTW tydperk. Jou BTW moet betaal word voor die 25ste Junie. So voor of op die 25ste van die volgende maand moet jy jou BTW oorbetaal. Die basiese beginsel agter BTW is doeteenvoudig dit. Dis 'n self-assessment tax wat belangrik is om te weet, want dit beteken verjaring vind eers plaas na 5 jaar. Dit beteken as jy ietsie verkeerd doen op jou BTW, kan SARS 5 jaar teruggaan. Dit raak 'n bietjie erger as dit, want as daar bedrog was, hardloop verjaring nie, dan kan hulle 30 jaar teruggaan. Okay, of 40 jaar, net so lank soos hulle wil, want dan sal nie verjaring nie. Vir inkomstebelasting, omdat die ontvanger ons aanslaan, vind verjaring plaas na 3 jaar. Maar nie as daar bedrog of non-disclosure op jou opgawe is nie. En dit is hoekom dit baie belangrik is, dat as jy die antwoorde agter in jou inkomstebelasting opgawe antwoord, dat jy dit korrek antwoord, want anders, as hulle vir jou vra, het jy in hierdie jaar aandele verkoop, en jy sê nee, al is dit 3 jaar later, kan hulle nog steeds terugkom en daai aanslag heropen en jou aanslaan, want jy het nie full disclosure gemaak nie.
die belastingsisteem in ons land werk doeteenvoudig so, dat hulle die administratiewe las op ons afgeskuif het. Ons administreer die BTW-sisteem namens die ontvanger, want as iemand iets aan my verkoop, charge hy my VAT, okay? Maar daai BTW claim ek weer as 'n input van BTW wat ek ander mense betaal het. So, jy het as 'n algemene reël, moet jy in die tydperk wat jy BTW ontvang, want die argument is doeteenvoudig, dis die staat se geld, dis nie jou geld nie, jy kan dit nie gebruik om jou besigheid mee te ran nie, en dit is hoekom as jy BTW ontvang en jy betaal dit nie oor nie, nadat jy jou inputs waarop jy geregtig is afgetrek het nie, wat ek jou nou kan sê, hulle sal jou krimineel vervolg en die ouens gaan tronk toe, Garth Leroux is tronk toe en die bedrag was nie eers so massief nie, en die argument doeteenvoudig daarachter is, dit is die staat se geld wat jy steel, moet dit nie doen nie, asseblief. Die temptation is baie keer groot, want cashflow is styf, en 'n ou moet salarisse betaal, maar so ver 'n ou kan, moet 'n ou daai geld oorbetaal. Ons gaan nou kom by 'n oplossing, as 'n ou regtig nie kan nie. Werknemersbelasting, jy moet registreer as 'n werkgewer by SARS, die oomblik wat jy mense in jou diens het, en jy betaal maandeliks die werknemersbelasting wat jy by hulle salarisse aftrek, betaal jy voor of op die 7de dag van die volgende maand aan die ontvanger oor. Nou hierso is nou net iets waaroor ek julle liggies wil waarsku, en dit is, dat daar is nou 'n meganisme ingesluit in die wet, wat as 'n werkgewer werknemersbelasting aftrek by sy mense en hy betaal dit nie oor nie, is hy persoonlik aanspreeklik daarvoor. En dit gaan jou nie eers help as jy die maatskappy likwideer nie. Hulle kom agter die aandeelhouers aan en hulle recover daai belasting. So wees asseblief baie versigtig. 'n Addisionele ding wat moet gebeur as jy 'n werkgewer is jy moet 1 keer 'n jaar, ek dink amper is nou 2 keer 'n jaar, moet jy 'n rekonsiliasie indien. Met ander woorde, jy moet sê, hier is my salarisse wat ek betaal het, regtig, actually betaal het, en hier is wat ek verklaar het op al my employees tax returns, wat ek betaal het, en die werknemersbelasting wat ek afgetrek het en teruggehou het en aan julle oorbetaal het. 'n Belangrike ding wat julle ook in gedagte moet hou, vernaamd as die eienaar van 'n besigheid, die goed het so verander, dat jy nie meer jou goed so kan struktureer, byvoorbeeld dat die maatskappy jou kar betaal nie. Dis nou een voorbeeld. Party ouens sit hier, laat die maatskappy sy huis by hom hier, byvoorbeeld. Ou moet baie versigtig wees die oomblik wat jy daai tipe goeders begin doen, want dit is fringe benefits en jy moet belasting betaal daarop. Hulle werk die waarde van daai gratis diens of goedere uit wat jy ontvang het van die maatskappy. Byvoorbeeld, die maatskappy koop vir jou 'n laptop. Okay? En jy gebruik dit vir privaat doeleindes. Heeltemal 'n ander storie as jy jou laptop gebruik vir die besigheid se doeleindes, dan is dit nou nie 'n fringe benefit nie, maar wees baie versigtig wanneer jy laat die maatskappy vir jou goed betaal. 'n Ander voorbeeld natuurlik van 'n fringe benefit, en ons kom terug daarna toe, is as die maatskappy vir jou geld leen. Okay? En jy's 'n werknemer van die maatskappy. Sal nou op een van die latere slides sien, 'n direkteur of 'n lid van 'n BK word uitdruklik geag 'n werknemer te wees. Okay? So as die maatskappy vir jou geld leen, dan sê hulle maar, jy weet, dis eintlik 'n dividend of dit kan eintlik salaris wees, maar dis okay, ons verstaan dat dit gebeur, maar jy moet rente teen die official interest rate charge op daai lening, en die official interest rate nou is maar basies prima. Jy kan in jou kop werk op die prima uitleenkoers. Okay. Die oomblik wat jy dit nie doen nie, is daai rente, wat die verskil tussen die rente teen die official rate en wat actually gecharge is, gaan 'n fringe benefit wees en dit gaan ingesluit word jou belasting.
by jou belasbare inkomste. Onthou julle 'n hele paar jaar, seker 3-4 jaar terug, het hulle gesê, maar die hele bedrag van die lening, ag ons 'n dividend te wees. Nou is ons op die reël waar ons sê, net die rentekomponent daarvan, ag ons nou, as jou, as 'n dividend aan jou betaal, so jy gaan 15% daarop betaal. Okay. Baie vinnig iets wat ek wil deurgaan is small business corporations. Nou daar's 'n paar baie spesifieke vereistes en ek gaan regtig baie vinnig daardeur gaan. Om te kwalifiseer moet jy 'n BK wees, jy kan 'n koöperatief wees of jy kan 'n privaat maatskappy wees, maar al jou aandeelhouers moet natuurlike persone wees. Jou bruto inkomste moenie meer wees as R20 miljoen nie. Onthou julle bruto inkomste, dis heel bo, dis alles wat jy ontvang, bruto inkomste moenie meer as 20 miljoen wees nie. Jou aandeelhouers mag nie aandele hou of 'n belang hê in enige ander maatskappy nie, behalwe, daar's so 'n paar uitsonderings, as dit 'n gelyste maatskappy is, of as die maatskappy dormant is, of as dit 'n korporatief is en jy hou nie meer as 5% nie, of dis 'n friendly society, of dis 'n unit in 'n collective investment scheme, daar is 'n paar uitsonderings. En dan ook, moet jy nie 'n personal service provider wees nie, en ook nie 20% of meer van jou totale ontvangstes moet investment inkomste wees of relate tot personal services nie. Nou wat investment income is tipies jou passiewe tipe inkomstes. Royalties, huur, dividende, foreign dividends. Foreign dividend is maar doodeenvoudige dividend wat 'n maatskappy wat nie 'n Suid-Afrikaanse tax resident is nie, aan jou betaal het. So investment income is jou passiewe tipe goeders. En dan ook enige opbrengs as jy in financial instruments en marketable securities of immovable property getrade het. En dan personal services, hierdie is net 'n paar van hulle, dis nogal 'n taamlike lang lys, maar dis basies goed wat van 'n persoonlike aard is. Prokureurs, accountants, argitekte, afslaers, auditeure, al daai tipe goeders, veeartse, maar net as dit persoonlik deur die persoon gedoen word, maar nie as jy ten minste 3 mense in jou diens gehad het nie. Okay. Nou, as jy nou sou kwalifiseer as 'n small business corporation, 'n klein sakeonderneming, is daar 'n ander skaal waarop ons jou belas. Nou, as die van julle wat nou baie vinnig daai sommetjie kan maak, jy kan sien dat jy omtrent R80,000 seker, as ek moet skat, R84,000 skoor uit die hele deal uit. Die ander voordeel is dat as jy bates koop, wat jy vir manufacturing gaan gebruik, kan jy dit alles in 1 jaar afskryf en nie versprei oor 'n paar jaar nie, wat nogal 'n lekker incentive is. En dan ook as jy enige ander bates koop, wat hulle na verwys as Section 11E bates, soos karre, rekenaars, printers, tafels, stoele, skryf jy dit af oor 3 jaar, 50% in die eerste jaar, 30% in die tweede jaar, 20% in die derde jaar. So al daai goed is belangrik as jy jou cashflow projections doen en jy doen jou belastinglyn, dat jy hierdie goed in gedagte hou. En dan natuurlik, soos die KSOK, en daar's eintlik sekere spesifieke liggame in artikel 10 genoem, wat as hulle grants gee aan 'n small business corporation, dan word die small business corporation nie daarop belas nie. Daar's nog 'n meganisme of 'n regime waarvoor mens kan kwalifiseer, en dis die turnover tax vir micro businesses. Nou wat dit beteken, is daai formule wat ons in die begin na gekyk het, is glad nie hier van toepassing nie. Al wat ons hier doen, is ons sê, luister, ons vat jou turnover, maar dit wat jy fisies ontvang het, cash, okay, wat jy fisies ontvang het, nie iets wat jou toegeval het en jy nog die geld in die toekoms moet kry nie, fisies wat jy ontvang het, en ons werk die belasting daarop uit. En die rede daarvoor is dis vir 'n micro business, en dit help die mense dat hulle nie
so 'n groot administratiewe burden op hulle het om al die records by te hou en opgawes in te dien. Jy moet nog steeds 'n opgawe indien, maar dit verlig daai las. So, dis jou keuse om daarvoor te registreer. Jy kan 'n natuurlike persoon of 'n maatskappy wees. Dis as jou turnover minder as R1 miljoen is, so dis nogal klein besighede. Jy mag ook, net soos die Small Business Corporation, mag jy nie ander aandelehoudings hê nie, ook, behalwe as dit 'n gelyste maatskappy is, of in 'n dormante maatskappy, ensovoorts. Nie meer as 20% van die receipts van die maatskappy of van jy as individu mag van persoonlike dienste wees of investment income wees nie. En soos ek gesê het, ons bereken dit op jou turnover, nie op jou taxable income nie. So dis op die heel boonste lyntjie gaan ons dit uitwerk. En soos ek gesê het, dis maar net om bietjie die administratiewe laste verlig. Nou hoe ons dit gaan doen, is daar soos die tabel waar volgens jy die belasting gaan uitwerk. So met ander woorde, as jy 'n microbusiness is en jy het R150,000 gekry, gemaak in jou besigheid, nie gemaak nie, gekry, dan gaan jy 0% belasting betaal. En daar is die glyskaal. Ek glo hulle sal na die tyd die slides vir julle laai op die website en dan kan julle nou gaan kyk. Daai rates mag dalk, ek dink dis nog dieselfde, maar daai is vir 2015. Ek weet nie of daar 'n verandering was na 2016 toe nie. Kyk, weer eens, as jy grants kry van small business funding entities af, gaan dit 'n exempt supply wees. Okay. Nou gaan ons in die stukkies waar ons sê net 'n klomp algemene goed wat belangrik is vir julle om te weet. Ekskuus, ek het net gou 'n vraag om te vra oor die other interests or shareholders rondom die small businesses of die micro companies. Kan jy net my 'n bietjie meer uitbrei daaroor, hoe werk dit? Of wat behels dit alles? Okay, soos ek gesê het, is een van die vereistes om te kwalifiseer vir enige een van die twee, die small business corporations of die micro businesses, is hulle wil nie, die rede hoekom hulle dit sê, is hulle wil nie hê een ou moet 10 sulke besighede hê wat hy elke een klassifiseer as 'n micro business of 'n small business corporation nie. Daarom sê hulle, jy mag geen belang hê nie, of jy mag geen aandele hou nie in enige ander maatskappy nie, behalwe as dit 'n gelyste maatskappy is, okay? As dit 'n dormante maatskappy is, met ander woorde 'n maatskappy wat nie trade nie en nie enige tyd in die jaar getrade het nie, as dit nie, kom ek lees sommer gou vir jou die spesifiek, as jy daarna wil gaan kyk, ek weet nie hoe kan jy in artikel 12 hoofletter E van die inkomstebelastingwet gaan kyk, dan sit hulle dit daar vir jou uiteen. Hulle sê, as dit 'n listed company is, okay, dan is dit okay dat jy ook aandele in die listed company hou, as dit 'n portfolio en 'n collective scheme en securities is, en dan dan is daar 'n paar maatskappye wat soos friendly associations en PBOs en sulke tipe goed is wat jy kan wees, en dan as less than 5% of the interest in a social or consumer cooperative, of minder as 5% in a primary savings cooperative bank, of a venture capital company, of 'n dormante maatskappy. Die oomblik wat jy dan 'n belang het of aandele hou in enige een van daai wat ek nou na verwys het, dan kan die besigheid waarin jy aandele hou wat jy as 'n microbusiness of 'n small business corporation wil registreer, sal nie kwalifiseer nie. Antwoord dit jou vraag? Ja, ek soek nog 'n bietjie meer duidelikheid oor hoe die conflict of interest sal werk as ek as 'n besigheidseienaar twee besighede soort van help. En dan om dit te kan definieer volgens wat jy nou gesê het oor as dit nou 'n gelyste besigheid is, beteken dit dat dit geregistreer is. Of wat beteken as dit gelys is? As ek jou vraag reg verstaan, kyk, hulle behoort om wyd, want dis nogal 'n taamlike duur
stukkie relief wat die regering gee. As hulle dit bymekaar tel, is dit nogal baie geld wat hulle teruggee, soos hulle dit nou noem. En daarom bewoord hulle dit wyd en hulle sê, as jy aandele hou of 'n belang het by, soos wat jy nou sê, as jy ouens help, dan moet 'n ou gaan kyk of jy gesien kan word dat jy 'n belang het by daai maatskappy. Ons besighede is baie in dieselfde lyn. Maar nou is dit 'n conflict of interest as ek dan die ander maatskappy uithelp, wat pretty much dieselfde service as myne provide. Wel, ek is nie 100% seker wat jy bedoel met uithelp nie. Ja, jy gaan doen soos verkopings namens hulle, of jy hulle lys jou as een van hulle reps. Wat ek probeer sê is dis 'n baie feitelike vraag of jy 'n belang het by. Met ander woorde, as ek as 'n rep vir jou optree, deel ek in jou wins of betaal jy my 'n kommissie, want dan het ek nie 'n belang by jou besigheid nie, dan werk ek vir jou. Okay, nee, dit antwoord my vraag baie deeglik, baie dankie. Net nog een ander ding, skus baie jammer. Ek moet net uitvind hieroor. Sê nou byvoorbeeld ek het dis nou nie ek nie, maar is nou 'n voorbeeld. R600 000 skuld gemaak by SARS, wat belasting wat nie terugbetaal was byvoorbeeld nie. En nou wil hulle dit terugvat uit my besigheid uit. En dan sit hulle basies by die punt waar hulle kan net die bates van die besigheid verkoop om hulle geld weer terugkry, want daar is nie geld in die besigheid nie. Nou wil ek weet, as dit nou tot by die punt kom waar hulle die assette van die besigheid waardeer, en hulle kry nie hulle volle bedrag wat R600 000 is wat hulle nodig het nie. Hoe gaan dit dan verder? Hulle vat net sê byvoorbeeld R150 000 wat die waarde is van die besigheid, en dan is hulle tevrede daarmee, of kan ek dan byvoorbeeld geld leen by iemand anderste en my tools en my bakkies en goeders terugkoop voordat hulle dit dan vir dieselfde bedrag as wat dit voorwaardeer was deur die SARS man. Okay, daar was eintlik 'n paar vrae nou daarin, maar as ek jou reg verstaan, as jy op die stadium gekom het waar SARS letterlik al beslag gelê het op die bates, ek meen dan moet jy eintlik al 'n entjie afwees in 'n likwidasieroete, is dit so? Ja, dit is die besigheid is al gelikwideer. Maar dit is net 'n scenario wat ek wil deurwerk om te kyk nou byvoorbeeld as ek iemand van my familie af byvoorbeeld wil kry om die assette van die besigheid te koop vir die bedrag wat dit voorwaardeer was, of hulle aan enige risiko of enigiets met hulle kan gebeur as gevolg van die proses. Dis eintlik nie 'n belastingvraag nie. Ek stel voor dat jy 'n insolventiepraktisyne of daarvoor gaan vra. Sover ek weet, is daar nie 'n risiko vir hulle as hulle doeteenvoudig die bates uit 'n insolvente boedel uitkoop nie. Daar's mos niks onder duims nie. Enige iemand kan dit gaan koop. Baie dankie. Dis al wat ek wou geweet het. Henny Pinaar in Somerset Wes. Ek wil as ek 'n besigheid koop, ek is nie BTW geregistreer nie, ek doen besigheid in my eie naam. Ek beplan nou om 'n besigheid te koop. Ek sal dan nou 10.1 BTW moet registreer, sodat ek ook die BTW van die verkoopprys van die besigheid kan terugeis. Is ek reg, nee? Dan net 'n ander vraag. Ek het ook eiendomme wat ek uitverhuur. As ek nou in my private hoedanigheid BTW geregistreer is, ek vra mos nou nie BTW aan die huurder nie, want die huurder hoef nie BTW te betaal nie. Wat se eiendom is dit, kommersieel of residensieel? Residensieel. Residensieel, die diens van die lewering van residensiële verblyf is 'n exempt supply, so daar's nie BTW op nie. Ja. Maar ek kan byvoorbeeld as ek die huise sou regmaak, verf en verbeteringe aanbring, kan ek dan daai BTW terugeis? Negatief. Nee. Want dit wat jy aangaan is nie in the furtherance of an enterprise nie. Want residensiële verblyf is uitgesluit van die definisie van enterprise. So you're not carrying on or furthering an enterprise, en daarom kan jy nie die inputs claim nie.
Ekskuus, net om weer terug te kom na die besigheid toe wat ek wil koop. As ek nou die besigheid koop en ek is nou nog nie, die proses gaan nog 'n rukkie aan by SARS, ek is nog nie geregistreer met 'n BTW-nommer nie, maar ek koop solank intussen die besigheid. Kan ek daai BTW dan nog steeds terugeis later? Jy kan, as jy gaan lees, en jy kan dalk 'n nota daarvan maak, as jy artikel 11.1e van die BTW-wet gaan lees, wat gaan oor zero ratings van going concerns, dan sal jy daar baie mooi moet lees, en jy sal raak lees, dat hulle sê, dat die partye moet die bedoeling hê, dat op die dag van oordrag van die maatskappy sal al twee geregistreerde vendors wees, die besigheid sal 'n going concern wees, nie nou nie op datum van ondertekening van die ooreenkoms nie, maar ons bedoeling is, dat op die dag wat ek kom transfer, sal dit so wees. Jy moet asseblief na 'n prokureur toe gaan, of na 'n tax ou toe, wat jou kan help, want 'n ou kan jou vingers baie lelik verbrand, as dinge daar skeef loop, en byvoorbeeld die besigheid op daai stadium kwalifiseer nie as 'n going concern nie, want dan gaan iemand inwees vir BTW. Byvoorbeeld, kom ons sê die verkoper sê die koopprys is R1 miljoen, BTW ingesluit teen 0%. En dan verder aan is dit 'n standaard klousule wat hulle sê, indien die besigheid nie getransfer word as 'n going concern nie, sal die koopprys geag word BTW uit te sluit. Dan gaan dit die koper 'n ekstra R140.000 kos. Want dan gaan die verkoper die R140.000 van hom verhaal. So is baie belangrik dat iemand vir jou na daai kontrak kyk en seker maak daar gaan nie iets uitkom wat jou later gaan byt nie. Punt 1 en punt 2, laat jy seker is dat die besigheid wat jy transfer wel 'n going concern gaan wees. OK, enige ander vrae voor ons aangaan? Ons gaan nog 'n bietjie tyd hê aan die einde vir vrae. Jo, daar's hy, ek hoor. Wel. So 'n bietjie van 'n tong in die kies storie is julle boekhouer, tipe ouditeure, julle kry julle salaris direk van die ontvanger af, verstaan ek. Julle werk vir hom, julle sê hy is die beste betaler. Maar in elk geval net 'n vinnige vraagie. 'n Business is, ons het gepraat van jy moet jou arbeiders of die mense wat vir jou werk moet jy registreer, moet tax betaal. Maar wat is die situasie as jy van business brokers gebruik maak? As jy van wat gebruik maak? Business brokers. Labor brokers. Daar's 'n paar baie spesifieke reëls daaroor. Jy as ek reg onthou, is dit nie jou verantwoordelikheid nie. Hy gaan vir hulle moet oorbetaal, want hulle is nie in jou diens nie, hulle is in sy diens. Korrek. So al wat ek doen is hy is net 'n uitgawe vir my, fisies. OK. Die tweede vraag is, jy het gepraat van die afskryf van voertuie. As jy hom koop, dan skryf jy hom oor 5 jaar af. Wat in die geval van as jy voertuie lease? Jy koop hulle nie, jy lease hulle. Hoe skryf jy daai, waar skryf jy daai af? Ek praat nou van in jou besigheidsplan. OK, dis baie goeie vraag, baie dankie. Wat belangrik is om te verstaan, die oomblik wat ons capital allowances op 'n bate gaan claim, moet eiendomsreg in my vestig. Reg. So die oomblik wat ons begin praat van leases, moet ons twee goed onderskei van mekaar. En die een is, ons gewone ouens gebruik die terme installment sale en lease interchangeably. Dit is nie dieselfde ding nie. 'n finance lease beteken ek huur 'n bate by jou en aan die einde van 'n tydperk het ek 'n keuse of ek hom wil koop. Met ander woorde, eiendomsreg vestig eers in my heel aan die einde. Right? As dit 'n installment sale transaksie is, soos wat ons maar ons karre koop, behalwe ouens wat vir SARS werk, hulle koop hulle karre kontant, maar as jy installment sale koop, word die kar nou vandag myne as ek kom uitry by daai garage, maar ek skuld die bank geld. Dit is nie so met 'n finance lease nie. So die verskil is, as dit 'n installment sale is dit my kar en dan skryf ek hom oor 5 jaar af. As dit 'n lease is
is ek geregtig om die betalings wat ek maak te eis, maar ek kan nie wear and tear op hom eis nie. Met ander woorde, wat ek gaan aftrek is my betaling, my kapitale delging plus my rentekomponent, maar nie 'n capital allowance nie. Wat sê jy nou vir 'n start-up besigheid aanbeveel? Koop jy dan cash of lease hom of wat? Dit is 'n vraag wat ek nie kan antwoord nie. Dit gaan afhang van die aard van die besigheid, van die masjinerie, is dit masjinerie, is dit earth moving equipment, vat dit 'n hammering, wil ek dit hê, is daar 'n maintenance kontrak ingesluit, jy weet, kan ek finansiering kry om 'n installment sale aan te gaan, dis 'n vraag wat 'n ou baie lank oor gaan moet gesels. Okay, dan my laaste vraag is, die dividend aan 'n PTY, met dit sê jy is nie belasbaar nie. As 'n Suid-Afrikaanse maatskappy aan 'n ander Suid-Afrikaanse maatskappy 'n dividend betaal, met ander woorde ek het 'n maatskappy wat al die aandele hou in 'n ander maatskappy en die onderste een betaal 'n dividend, nee, dan is daar nie dividendebelasting nie. So, wat is die oorhoofse, die een wat die dividend ontvang, wat moet hy aktief wees of kan hy net 'n holding company wees? Hy kan net 'n holding company wees. Die vereiste is net hy moet 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wees. Die rasionaal daar agter is doeteenvoudig dat die dag wat die boonste maatskappy dit weer verklaar, dan in ek my 15%. Okay. Ek kontrakteer my dienste uit as projekbestuurder. Nou, ek het altyd 0% belasting gevra, maar ek is nou geregistreer vir belasting, so moet ek nou daai 14% vra. Ja, wel, kom ek sê vir jou, wat gaan gebeur as jy dit nie doen nie? Tot op hede het jy iemand R100 gevra vir jou dienste, okay? Nou is jy geregistreer vir belasting vir BTW, nou vra jy hom nie die R100 nie. Nou gaan jy net R87 in jou sak druk en die res is BTW. Jy gaan nou die BTW uit daai R100 uit moet betaal. So jy moet sê, my prys aan jou is R100 plus 14%. So ek gaan jou nou R114 betaal. Jy gaan die 14 oorbetaal, maar hy gaan die 14 weer aan sy kant kan aftrek. So dit behoort geen verskil te maak aan jou kliënt as hy 'n BTW vendor is nie, want hy gaan dit net aftrek. Okay, en dan net laaste vraagie. Die verskil tussen 'n small business en 'n micro business. Ek bedoel, my maatskappy se inkomste is onder R1 miljoen. Kan ek dit dan oorskuif na 'n micro business toe? Jy moet baie mooi gaan kyk na die definisie van, kom ons gaan gou terug soontoe. Kom ek gaan gou vir jou na artikel 12E toe, want in die slide het ek nie al die personal services uiteengesit nie, en ek kan hulle, kom ons kyk gou daarna. Any service, as jy enige een van die volgende doen, kan jy nie registreer as 'n microbusiness nie. Any service in the field of accounting, actuarial science, architecture, auctioneering, auditing, broadcasting, consulting, draftsmanship, education, engineering, financial service broking, health, information technology, journalism, law management, real estate broking, research, sports, surveying, translation, valuation and veterinary services. So ek dink jy consult, so ek dink jy sal nie kan kwalifiseer nie. Okay, dankie. NIT. Sorry, net in die fine print was daar iets gewees oor, jy kan nog steeds registreer as 'n microbusiness as jy ten minste 2 mense as 3 as werknemers het. So as jy 3 mense as werknemers het, kan jy nog steeds. Dis 'n baie geldige punt. Neville, is dit jy wat praat? Heeltemal korrek. Onthou, al doen jy personal services, maar jy employ 3 mense, uitgesluit as dit 'n aandeelhouer is of 'n connected person in relation tot 'n aandeelhouer. Ons gaan nou kyk wat 'n connected person is. So as jy 3 independent mense in jou diens het, al consult jy, dan kan jy nog steeds registreer, heeltemal reg. So wat dit beteken is, as jy gaan uitwerk wie die 3 mense is, gaan dit jou uitsluit, want jy is die aandeelhouer, as dit nou in 'n maatskappy is.
En dit gaan byvoorbeeld jou vrou en jou seun uitsluit, want hulle is connected persons tot. Ons het nou gesê, direkteure is uitdruklik ingesluit as employees, so as jy 'n salaris trek uit jou besigheid uit, moet jy employees tax aftrek, en dit moet oorbetaal elke maand aan SARS. Ons het gepraat oor die shareholders loans, en wat nou die nuwe reël is ten opsigte van dividendebelasting. 2, baie oulike capital allowances wat ek onder julle aandag wil bring, is artikel 13 Quin, wat basies vir jou 'n 5% per jaar deduction gee op 'n kommersiële gebou. Okay, nou, kommersiële gebou is 'n gebou wat nie residensieel is nie. Met ander woorde, jy gebruik dit vir besigheid, 'n kantoorblok, ensovoorts. Die vereiste is, hy moet new and unused wees. Jy moet hom vir die eerste keer in gebruik neem, dan kan jy 5% kry, en dan 13.6 gee ook vir jou 'n 5% per jaar allowance op residensiële geboue. Die vereiste is, jy moet ten minste 5 hê, en dit moet 'n residential unit wees. 'n Residential unit is 'n woonstel, of 'n ander gebou wat independent of separately gebruik kan word as 'n residensiële eenheid. Nou, van die banke het op 'n stadium hierdie schemes vreeslik verkoop, en aan die ouens verkoop dat hulle 5 meentuise moet koop. Nou, dit kan heel moontlik werk as jy 5 meentuise koop, en sê jy maar, dis 5 residential units wat jy het, en jy claim 5% per jaar op jou meentuis. Jy moet net onthou, dat as jy 5% per jaar claim, en jy verkoop oor 'n ruk daai meentuis, en jy recover of recoup van daai allowances wat jy geclaim het, dan gaan ons dit net weer insluit by jou belasbare inkomste. Onthou asseblief, daar is baie spesifieke reëls, ek gaan nie in detail daarop ingaan nie. Ons kan nie net meer lenings maak en lenings afskryf nie. Daar is sekere belastingimplikasies. Ons het gepraat oor assessed losses. Wees baie versigtig vir die reël wat sê dat as 'n maatskappy 'n assessed loss het, en hy trade vir 'n 12 maande tydperk nie, hy's dormant met ander woorde vir 12 maande, dan verloor hy sy assessed loss. En dan die ander ding wat ek net wil waarsku oor assessed losses is, die dae is ongelukkig verby wat ek my Pel se BK koop, want hy het 'n aangeslaane verlies in hom, en ek gaan aan en ek gebruik dit. Daar is 'n spesifieke artikel wat sekere reëls daar rondom bevat, wat kan veroorsaak dat jy nie daai verlies kan gebruik nie. 'n Baie oulike artikel wat ook nou redelik nuut is in die inkomstebelastingwet. Julle sal onthou dat as jy aandele koop, jy leen geld en jy betaal rente om daai geld te leen, en jy koop 'n besigheid, kan jy die rente eis as 'n aftrekking, as 'n uitgawe, maar nie as jy aandele gekoop het nie. Nou, daar's 'n tegniese rede daarvoor gewees, maar ons het nou 'n artikel in die wet, artikel 24 cap O, hoofletter O, wat sê dat ek nog steeds kan kwalifiseer vir 'n renteaftrekking as ek 'n operating company koop. Nou, 'n operating company is een wat op 'n continuous basis goods or services deliver. Met ander woorde, 'n operating company, nie 'n investment holding company nie. Maar die reël gaan een stapie verder en sê dat as ek aandele koop in 'n maatskappy wat 'n controlling interest in 'n operating company het, kan ek nog steeds kwalifiseer vir daai renteaftrekking. Okay, baie vinnig oor trusts. Onthou die beginsel agter 'n trust. Kom ons vat 'n praktiese voorbeeld, en ons sê as 'n maatskappy 'n trust deur 'n trust gehou word, en die maatskappy betaal 'n dividend, dan gaan ons 15% dividendbelasting betaal, en dit gaan as 'n vrygestelde dividend in die trust inkom. As die trust dan daai dividend uitkeer aan 'n begunstigde, behou dit die vrygestelde aard van 'n dividend, en dit gaan na die begunstigde toe. Trust is 'n lelike ding, want mense maak baie keer baie ernstige foute as hulle met trusts werk. Byvoorbeeld, ons het
attribution rules in ons inkomstebelastingwet in artikel 7 wat byvoorbeeld sê, as 'n persoon enige iets skenk aan 'n trust en die begunstigdes van daai trust is minderjariges, dis een voorbeeld van 'n klomp, dan ag ons die inkomste wat daai bate verdien, inkomste van die persoon te wees wat die bate geskenk het, nie van die trust nie. Dis maar net 'n anti-avoidance bepaling wat maak dat ek nie goed kan rondskuif en die inkomste wegskuif van myself af nie. Hulle attribute basies daai inkomste nog steeds na jou toe. Ander baie belangrike ding van 'n trust is onthou 'n trust betaal belasting teen 40%, maar net op retained inkomste, net op dit wat hy terughou. As hy in 'n jaar, kom ons sê hy die trust het 'n gebou in, die trust kry huurinkomste en hy keer al die huurinkomste uit na sy begunstigdes toe, alles wat hy ontvang het, dan gaan die trust op R0 belasting betaal, want hy het niks in hom gehou nie, maar die begunstigdes gaan op daai huurinkomste belas word volgens die normale reëls. 'n Ander ding wat ek vir julle baie mooi wil sê, wat ek sien SARS baie op fokus nou, en julle sal weet, julle hoor seker elke budget speech wat daar is, praat hulle oor trusts en hoe ryk mense trusts misbruik om nie die belasting te betaal wat hulle moet betaal nie, en hoe gaan hulle trusts die reëls verander dat trusts nou meer belasting betaal. Nou wat ek sien SARS doen is daar's 'n spesifieke artikel in die boedelbelastingwet artikel 333D wat sê dat as jy doodgaan, ag ons enige bate waaroor jy kon beskik op datum van jou dood as deel van jou boedel te wees. Okay? Dit beteken, as jy 'n trust het en dis 'n sham, met ander woorde, jy het nooit regtig beheer oor jou bates afgestaan nie, dan gaan en kan die ontvanger in terme van artikel 33D al die bates in daai trust vat en doeteenvoudig dit ag asof dit jou bates was en jy gaan 20% boedelbelasting daar betaal. Dit is hoekom die bepalings in jou trustakte ontsaglik belangrik is, en dit is ook baie belangrik dat jy 'n onafhanklike trustee op jou trust het. Net ten opsigte van die bepalings, ek sal een voorbeeld gee wat omtrent seker 90% van die trusts as 'n standaard reël in het, en dit is dat die oprigter van die trust behou die reg voor om die begunstigdes te verander. Net dit maak dat daai bates in terme van artikel 33D in jou boedel ingesluit kan word as jy doodgaan, want tegnies en streng gesproke het jy dan die reg om daaroor te beskik op die dag wat jy doodgaan. As jy snaakse goed wil doen ten opsigte van bates en aandele rondskuif, daar is 'n paar artikels in ons inkomstebelastingwet wat vir my sekere rollover relief gee, wat beteken die belasting trigger nie nou nie, dit trigger eers op die subsequent disposal van daai bates. Daar's byvoorbeeld transaksies wat voorsiening maak vir mergers of vir die creation van joint ventures. Ek kan byvoorbeeld ek het 'n woonstelblok, ek is 'n individu, ek kan daai woonstelblok vir 'n maatskappy gee en die maatskappy gee vir my aandele. Dis byvoorbeeld een manier om 'n besigheid in 'n maatskappy in te kry sonder dat ek belasting kan hoef te betaal op daai stadium. Onthou asseblief, ons het baie streng tax avoidance en simulasie reëls. Met ander woorde, ek kan nie strukture in plek sit wat ek dink is vreeslik slim om die reëls in die inkomstebelastingwet te ontduik nie. Daar is 'n ander stel reëls wat sê, goed, is daar 'n commercial rasionaal, is daar round tripping, dis 'n verskriklike komplekse stel reëls, maar hou dit net in gedagte, die ontvanger en National Treasury is nou al 'n hele paar jaar in die game, hulle weet wat ons doen en hoe ons dit doen, en elke jaar stop hulle die gaatjies toe, so dink baie mooi voor julle
snaakse goed doen. Ons het gepraat daaroor dat 'n ou moet versigtig wees deesdae. Aandeelhouers en direkteure kan persoonlike aanspreeklikheid oploop vir belastings. Jy weet, jare terug het ouens goed gedoen, groot uitstaande belastings gaan, dan likwideer ons die maatskappy, dan gaan ons maar net weer aan en aan een, daai dae is ook verby, so wees asseblief versigtig. Ons het gepraat oor connected persons. Nou 'n connected person is gedefinieer in die wet. Ten opsigte van 'n maatskappy is dit byvoorbeeld iemand wat meer as 20% van die aandelehouding besit, behalwe as iemand anders 'n groter persentasie besit. Iemand wat binne die tweede graad van verwantskap aan 'n natuurlike persoon is, 'n begunstigde in 'n trust en al sulke tipe goed. Nou die rede hoekom dit belangrik is die oomblik wat ons connected persons is. Ek kan nie met ander woorde my ma se huis van R500,000 koop vir R50,000 nie, want paragraaf 38 van die 8ste skedule, 8 connected persons om teen market value te transact. Met ander woorde, ek kan my ma R50,000 gee. Die punt is, die ontvanger gaan sê, jy het jou huis vir R500,000 verkoop. Geen nie omdat jy net 50 gekry het nie. Net 2 baie belangrike goed wat ek aan wil raak ten opsigte van die Tax Administration Act. So 3 jaar seker terug het hulle al die administratiewe bepalings uit die BTW-wet, die inkomstebelastingwet, uitgehaal en in 'n aparte wet gesit. Dis nou die Tax Administration Act. En daar's 2 belangrike artikels wat ek vir julle van bewus wil maak in daai wet. En die een is artikel 102 wat doeteenvoudig sê dat vir meeste van die goed is die bewyslas op die taxpayer. Met ander woorde, as ek sê daai bedrag is kapitaal van aard, dan moet ek dit bewys. SARS kan net sê ons stem nie met jou saam nie, dan moet ek kom met al die papiere en met die bewyse en ek moet hulle oortuig. As ek sê iets is aftrekbaar, dan moet ek dit kan bewys en daarom vra ek julle baie mooi en dis iets wat ons baie gereeld sien. Moet asseblief nie die administratiewe deel van jou besigheid agterweë laat nie. Jy moet jou dokumentasie vir 5 jaar hou. Belasting betaal is bloedgeld. Moet asseblief nie dat SARS jou oor 4 jaar oudit en jy het nie meer een strokie nie en hulle tel al jou uitgawes wat jy afgetrek het, tel hulle terug, slaan jou met penalties en hulle slaan jou met rentes, want dan is dit erger as bloedgeld. Die ander baie belangrike artikel is artikel 223 wat nou die nuwe boetebepaling is. En daar's 'n verskeidenheid goed wat jy verkeerd kan doen in die wet wat jou kan liable maak vir 'n boete. Dis boonbehalwe die rente. So as jy gaan kyk, ek blaai net vinnig na artikel 223 toe, laat ek gou vir julle net die boetes sê, hoe hulle die boete tabel saamgestel het, is hulle sê doeteenvoudig dat daar sekere behaviors, met ander woorde, byvoorbeeld, daar's 'n substantial understatement, of daar's reasonable care not taken in completing a return, of no reasonable grounds for a tax position taken, met ander woorde, jy het iets geclaim wat jy behoort te geweet het, jy nie kan nie, gross negligence of intentional tax evasion, dan skuif hierdie boetes enige iets van 10% tot 200%. So met ander woorde, as jy R1,000 tax sou betaal het, en hulle vind jy is 'n repeat case en intentional tax evader en jy kry 200% boete, dan gaan jy R300 se tax betaal. Plus die rente daarop van die dag wat die oortreding plaasgevind het. Dit raak baie, baie ernstig en die probleem met dit is nou dat die ontvanger het nie 'n diskresie soos vroeër jare nie, hulle moet daai penalty hef, en as jy object teen daai penalty, moet dit na 'n penalty komitee toe gaan, wat dit oorweeg. Dis nie soos in die ou dae wat jy vir die ouditeur, wat jou geaudit het, om probeer oortuig en hy kry jou jammer en hy skryf die penalty af nie. 'n baie belangrike ding, enige een van julle, as daar enige iets is wat julle weet is 'n geraamte in jou kas ten opsigte van jou belasting, het ons 'n voluntary disclosure program wat permanent ingestel is. Jy kan na SARS toe gaan en dit moet wees voor hulle daarvan bewus is
of redelikerwys bewus sal word, dan kan jy na hulle toe gaan en jy kan sê, I want to come clean, en dan gaan jy die tax betaal, maar jy gaan nie 'n boete betaal nie. Hulle sal jou nog steeds die rente ook charge, want hulle argument is jy het die geld gehad in die tyd wat jy nou dit nie oorbetaal het aan hulle nie. So, byvoorbeeld, jy weet jy het depresiasie op 'n voertuig geclaim wat op 'n finance lease is. Eintlik het jy R500,000 te veel geclaim oor die laaste 2 jaar. Dan kan jy voluntary disclosure doen en jy kan vir SARS sê asseblief ek wil hierdie regmaak en hulle sal jou help en hulle sal dit regmaak. Dit help nie. Hulle stuur vir jou 'n brief en 'n kennisgewing dat hulle jou gaan audit en dan gaan jy voluntary disclosure doen nie, want dan sal hulle redelikerwys uitgevind het dat jy iets verkeerd gedoen het. Dit is omtrent dit. Julle sal sien dat op die website ander goed wat ek vir hulle gevra het om vir julle te laai is maar net 'n paar guides, 'n bietjie oor CGT, 'n bietjie oor share owners, small businesses, micro businesses, daar's 'n guide, daar's 'n BTW guide daarin wat julle wat vir julle baie waardevol sal wees en dan ook net so 1 of 2 goed oor kapitaalwinsbelasting. OK, ek hoop dit het julle 'n bietjie gehelp. Ek weet dis 'n klomp inligting, maar dis basies die algemene beginsels wat vir julle klokkies moet lei as julle belasting uitwerk vir julle besigheidsplanne. Is daar nog enige vrae? Ek dink ons is presies op 1 uur en 15 minute. So enige vrae? Yes. Wil jy nie moed? Ek wil gou by jou uitvind, doen PwC of help hulle mense beplan aan jou strukture? Dit raak 'n bietjie complicated, ek het al meer as 1 besigheid in die gang. Help julle mense beplan aan strukture om die mees effektiewe tax, om jy goed so te struktureer, dat jy op die mees effektiewe manier tax betaal? Ons doen dit, en ek dink dis 'n baie belangrike punt wat jy opper, en julle moet, en dis my boodskap, is wees asseblief versigtig. Julle hoor hoe gekompliseerd hierdie goed, en ons het net so bo langs gekrap vandag. Wees asseblief versigtig na die adviseurs na wie toe julle toe gaan. Niemand kan meer alles weet nie. Dis te gespesialiseerd. Die dae is verby wat jy na een adviseur toe gaan en hy help jou met alles van jou audit tot by jou belasting, tot by jou testament, tot om jou kontrakte te review. Daai dae is verby. As jy 'n ou soos daai gebruik, goedkoop is duurkoop. So asseblief, ja, om jou vraag te antwoord, ja, ons help definitief om daai goed op te stel. Enige ander vrae? Dawie hierso, dis weer Neville. Tot watter mate kan 'n mens elektroniese rekords hou van goeder soos kwitansies? Jy kan van alles elektronies rekord hou. Ek is nie 100% seker wat SARS se siening daaroor is nie. Ek weet partykeer insist hulle op hardcopies, maar jy kan dit elektronies hou. Baie keer die probleem kom dood eenvoudig in dat hulle kan insist dat hulle die original soek. So ek sou dit oorweeg om dalk veilig te speel en maar hardcopies te hou daarvan, ja. Right, baie dankie julle. Ek hoop regtig dit was vir julle waardevol. Okay, dankie.